Ons begin 2018 met Le Chatelier se beginsel. Wanneer die ewewig in 'n geslote stelsel versteur word, sal die stelsel 'n nuwe ewewig instel deur die reaksie te bevoordeel wat die versteuring teenwerk. Ons begin met die stikstof tetraoksied wat 'n kleurlose gas is in hierdie verseelde spuit met 'n volume van 2 kubieke desimeter, oftewel 2 liter. Hierdie gas word dan verhit en dit word geneem tot by 'n temperatuur van 325 grade Celsius. En in die proses vorm daar natuurlik stikstofdioksied wat 'n bruin gas is. So wat jy gaan waarneem is die kleur van die gas binne die spuit wat aanvanklik kleurloos is, gaan oor tyd al hoe meer bruin van kleur word. En dan word ewewig natuurlik bereik by 325 grade Celsius. So by 325 grade Celsius is die tempo van die voorwaartse reaksie en die tempo van die terugwaartse reaksie gelyk aan mekaar. Die spuit word nou in 'n beker yswater gedoop. Met ander woorde, die temperatuur neem af en dan sê hulle vir ons die bruin kleur van die gas verdwyn. Met ander woorde, die terugwaartse reaksie word bevoordeel. Nou om dit vir jouself maklik te maak. Die temperatuur daal. Volgens Le Chatelier wil ons dit dan nou omkeer. Soos die temperatuur daal, dan word die reaksie bevoordeel wat hitte gaan vrystel. So ons weet nou dis die terugwaartse reaksie. So jy kan basies gaan en visualiseer die hitte word daar vrygestel. Met ander woorde, die terugwaartse reaksie is eksotermies en as die terugwaartse reaksie eksotermies is, dan is die voorwaartse reaksie endotermies. Vervolgens moet ons die antwoord verduidelik aan die hand van Le Chatelier se beginsel. Nou, soos reeds genoem, 'n afname in temperatuur bevoordeel die eksotermiese reaksie. In hierdie geval is die eksotermiese reaksie die terugwaartse reaksie. So die voorwaartse reaksie sal die omgekeerde reaksie wees, naamlik endotermies. Die volume van die spuit word nou verklein. Met ander woorde, daar is 'n toename in die druk. Die temperatuur word konstant gehou. Daardie is ook belangrik. Hoe sal die aantal mol die stikstof tetraoksied beïnvloed word? Nou, kleiner volume. Dan sal die reaksie bevoordeel word wat die kleinste hoeveelheid mol gas vir ons lewer. Onthou, ons kyk net na die gas. Aan die linkerkant het ons 1 mol die stikstof tetraoksied en aan die regterkant het ons 2 mol stikstofdioksied. So die terugwaartse reaksie gaan bevoordeel word en dit beteken dat die aantal mol die stikstof tetraoksied gaan toeneem. Opvolgvraag vir die scenario waar die volume verklein word. Die vraag is, hoe gaan die waarde van Kc, die ewewigskonstante, hoe gaan dit beïnvloed word? Nou, belangrik, en hierdie is 'n vraag wat gereeld gevra word en dit vang sommige leerders uit. Die ewewigskonstante hang slegs af van temperatuur en nie van druk of volume of konsentrasie nie. So selfs al verander jy die volume van die stelsel, gaan die ewewigskonstante nie verander nie. So, wat gebeur dan as die volume verander, as die druk verander? Daar gaan 'n nuwe ewewig bereik word, maar die ewewigskonstante bly wel dieselfde. Want die ewewigskonstante hang slegs af van jou temperatuur. Ons is steeds besig met die scenario waar die volume verlaag is, met ander woorde die druk is verhoog en nou wil hulle weet, hoe sal die tempo van die voorwaartse en terugwaartse reaksies beïnvloed word? Nou, met 'n temperatuurverhoging of 'n drukverhoging, verhoog die reaksietempo van beide die voorwaartse en die terugwaartse reaksie. Wat gebeur? Die volume verklein. Daar is verhoogde druk. Die gasdeeltjies is nader aan mekaar.
wat beteken daar is meer botsings per tydseenheid. Met ander woorde, die tempo van die voorwaartse en die terugwaartse reaksies sal verhoog word. En die antwoord is dus, dit sal toeneem. Dan 'n vraag wat gereeld gevra word, as deel van vraag 6. Ons begin met X mol die stikstof tetraoksied. Nou belangrik, daar is slegs van die kleurlose gas aan die begin teenwoordig. Daar is geen stikstofdioksied in die spuit teenwoordig nie. Kom ons plaas hierdie inligting op ons tabel. So ons aanvangshoeveelheid die stikstoftetraoksied is X en ons aanvangshoeveelheid stikstofdioksied is 0. Toe ewewig bereik is gevind dat 20% van die stikstoftetraoksied ontbind het. Met ander woorde, 20% het ontbind en 80% het oorgebly. By ewewig het 20% ontbind, so 20% van die oorspronklike stikstof tetraoksied het gereageer, so ons kan skryf 0,2x of minus 0,2x, en dan weet jy, die hoeveelheid mol by ewewig sal dan 0,8x wees. Hulle gee vir ons die ewewigskonstante Kc as 0,16. Ons moet nou die waarde van x bereken. Volgens stoichiometrie is die verhouding 1 tot 2. So as dan 0,2x mol die stikstoftetraoksied reageer het, dan 1 tot 2, 0,2 mal 2, dan het daar 0,4x mol stikstofdioksied gevorm. En dan kan ons uit die aard van die saak ook bepaal dat die hoeveelheid stikstofdioksied by ewewig gaan 0,4x wees. Nou dat ons die hoeveelheid mol het by ewewig, kan ons die ewewigskonsentrasie gaan bepaal. Want onthou, die konsentrasie is gelyk aan die aantal mol gedeel deur die volume. Daar is my aantal mol, onderskeidelik 0,8x en 0,4x, en die volume van die spuit is 2 kubieke desimeter. So gaan bloot daai waardes vat en dit deel deur 2 om die ewewigskonsentrasies te bereken. Nou vat ek bloot die aantal mol by ewewig, 0,8x en 0,4x, en ek deel dit deur die volume van die spuit. Ek deel dit deur 2 en ek deel dit deur 2, en dan kry ek my ewewigskonsentrasies van 0,4x en 0,2x. En volgende, Kc, ek het die waarde van Kc, dis 0,16. Ek stel my algemene vergelyking op, en sodoende bereken ek vir x. Die algemene vergelyking is natuurlik dan die konsentrasie van die produkte gekwadreer, want daar is 'n koëffisiënt van 2. En dan deel ons dit deur die konsentrasie van die reaktante, en die koëffisiënt daar is 1, so daar's geen eksponent wat ons daarso skryf nie. En nou kan ons bloot hierdie waardes van 0,4x en 0,2x in hierdie algemene vergelyking invervang. En dan kry ons 0,2x, maar dit is gekwadreer, en ons deel dit deur 0,4x, en dan kry ons dat 0,1x is gelyk aan 0,16. Ons deel bloot met 'n 0,1 beide kante, en dan kry ons x is gelyk aan 1,6 mol. So jy kan oral waar daar dan 'n x voorkom in die tabel, bloot dit vervang met 'n 1,6 om die spesifieke waarde te bereken op daardie stadium.